Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Doreen Loupsher van Algoa FM sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Ons begin vanoggend met Donald Trump en ons hele klomp stories wat oor hom gaan, maar ons begin veral oor sy toespraak by die Verenigde Nasies. Ja, almal was baie angstig om te hoor wat hy gaan sê. Hy het 58 minute lank gepraat. Meestal was mense doodstil toe hy gepraat het. En hy het basies gevra, wat is die doel van die VN? Hy het hulle bevraagteken oor hoekom hulle eintlik daar is, dat hulle nie doen wat hulle mandaat is nie. Hy het hom ook uitgelaat oor die feit dat hy alleen het omtrent 7 konflikte in die wêreld opgelos en weet basies het hy gesê dat klimaatsverandering die grootste klug is wat daar nog was en ja, baie ander dinge wat hy gesê het van die westerse lande en dat hulle almal hel toe gaan weens die migrasie van mense oor landsgrense. So ja, dit het nie baie goed afgegaan wat Trump gesê het nie, maar hy het natuurlik ook onttrek van die Wêreldgesondheidsorganisasie en van die Parys klimaats pakt, as ek dit so kan noem. So ja, dit lyk my dat Trump daar op sy eie idees gepraat het en basies gesê het dat ja, ek weet nie, ek weet nie of julle iets wil bysê oor wat hy als kwyt geraak het met sy toespraak nie. Wie wat mense wat spore in ons lewe getrap het ons maniere geleer. Nee, en jy geleer om nie 'n narcis te wees nie. Oor jouself nie. 'n Mens kry so half die idee, hy dalk nie dieselfde ouers as ek gehad nie. Daar is goeders wat hy kwytraak, wat jy dink, hoe kan jy wetenskaplik is wat hulle lewenslank in onherbergsame dele van die wêreld navorsing doen oor die kleinste, belangrikste dingetjie. Hoe kan jy hulle net eenvoudig afmaak almal as stupid? Hoe kan jy 'n wêreldorganisasie wat vrede probeer najaag, uitkruit en sê hulle is besig om immigrante oral in die wêreld in te druk en hulle vererger oorloë, terwyl hulle diplomaties teenoorgestel doen. Hoe kan jy in sensitiewe situasies soos 'n buffel inhardloop en goed deurmekaar krap en dan terugstaan en sê ek is die enigste een wat hierdie kon regmaak? Byvoorbeeld hy sê die M23 rebelle en die Demokratiese Republiek van die Kongo se oorlog het hy alleen opgelos. Ek wonder of hy mense in die Kongo het om vir hom te vertel hoe dit regtig nog steeds daar gaan. Daar's allerlei dinge waaroor 'n mens vra en dink, weet jy wat? My ouma het gesê, as jy niks goed het om te sê nie, moet jy stil bly. Maar nou ja, dis maar net my opinie en ek gaan nie verder dit dan nou verkondig nie. Ja, dis hoekom ek half stom geslaan is. Ek het eintlik net my gedagtes verloor, net om te dink aan alles wat hy gesê het. Want ek wou bysê toe dat Cyril Ramaphosa se kans was om te praat. Hy het letterlik 360 grade anders gepraat as Donald Trump. Hy het basies die Verenigde Nasies geprys vir wat hulle doen en gesê ons moet weer kyk na die waardes van die VN en wat hulle in die wêreld beteken. En hy het gesê klimaatsverandering is 'n groot probleem waarvoor ons aanspreeklikheid gehou moet word en ook ons het nou nog nie 'n tariefooreenkoms met die FSA nie en die sluitingsdatum was die 1 Augustus en Ramaphosa het so 'n belangrike ding gesê wat ek eintlik nie saamstem en dit is dat hierdie tariewe wat Trump ingestel het op ander lande word nou as 'n wapen gebruik en dit maak vir my sin want Trump en sy tariewe het letterlik die wêreld op sy kop gedraai.
Ja, almal het omtrent deurgeloop. Ek dink die mense wat die ligste ervan afgekom het volgens die toespraak is eintlik Rusland geweest wat al so vreemd was, want buiten dit het almal van China regdeur tot die westerse lande deurgeloop onder hierdie toespraak, wat regtig interessant is. En ek dink dis belangrik om te onthou dat een persoon alleen onmoontlik nie die wêreld se probleme en oorloë gaan oplos nie. Ons het nodig dat mense moet begin saamwerk en regtig 'n goeie dialoog, jy weet, hê met mekaar om daai oplossings te hê daarin. So ek dink so iets soos die Verenigde Nasies is belangrik dat mense begin oop gesprekke hê en nie dink dat een persoon alleen al die wêreld se probleme gaan oplos nie. Ja, en ek wou regtig nie vandag te veel tyd oor Donald Trump spandeer nie. Dit is nie wat ek wou doen nie, maar hy oorheers die nuus, want as hy sy mond oopmaak, is daar net soveel kontroversiële dinge wat uit sy mond uitkom. Ek wil graag noem oor die hele Tylenol en autisme waaroor hy gepraat het. Die autistiese gemeenskap is baie ontsteld hieroor. En Suid-Afrikaanse dokters en ginekoloë het nou swanger vroue in Suid-Afrika gerusgestel dat dit is veilig om parasetamol te gebruik. Daar is nie bewyse dat dit verbind word aan autisme nie. Dit is nie 'n wetenskaplik bewys nie en sulke tipe dinge kan groot skade aanrig. En ek dink wat vir my die mees kommerwekkendste ding was dat Amerika se minister van gesondheid, Kennedy, het gesê dat dokters sal nou instruksies ontvang om nie aan swanger vrouens Tylenol, oftewel parasetamol, aan te beveel nie, en ook dat basies dat die labels van die boksies aangepas gaan moet word. En dis nie wetenskaplik bewys nie, dit is nou weer eens, soos ons hier ook in Suid-Afrika het, politieke aanstellings, wat soos die Engels sê, sweeping statements maak, en dan moet die res van die wêreld nou kon sy sit en luister en dit aanvaar. Dit is 'n mense moet ook maar dink as die malletjies uitkom, kom hulle uit, onder andere die ou wat probeer het om president Trump 'n poging aangewend om president Trump 'n sluipmoord op hom uit te voer. Ja, dis reg. Dit is nou nie die persoon wat vir hom in die ore geskiet het nie. Dit is nou 'n rukkie later gewees. Dit is 'n man met die naam Ryan Ralph. Hy was 59 jaar oud. Julle kan dalk onthou. Hy is die persoon wat by Trump se Florida landgoed in Mar-a-Lago vir Trump dopgehou het en beplan het om 'n sluipmoordaanval uit te voer. Die staat het 38 getuies geroep. Hy is nou gister skuldig bevind en die oomblik toe hy skuldig bevind is, het hy 'n pen gegryp en homself in die keel probeer steek. En so het hulle hom uit die hof verwyder en hy is toe teruggebring waar hy aan kettinge vasgebind was. Sjoe, ja, skokkende storie daai Dorien. Dan terug op plaaslike bodem, die Kruger Wildtuin kry dalk 'n nuwe naam. As ons praat oor naamsveranderinge raak mense so ongelukkig. En kyk, ek lewe in die Oos-Kaap. Niemand het meer deurgeloop onder naamsveranderinge as die Oos-Kaap nie. Maar die EFF in Mpumalanga het gesê dis erfenisdag en hulle dink dit is tyd om te praat oor 'n naamsverandering vir die Kruger Wildtuin. Hulle wil hê dit moet onmiddellik verander word na Skukuza Wildtuin. Nou, ek weet hierdie kan 'n baie omstrede ding wees want die Kruger Wildtuin is internasionaal bekend. Dit is 'n toerisme aantreklikheid, maar die DA het teruggekap en gesê dit kan nie so werk nie want eerstens die Kruger Wildtuin lê oor 2 provinsies. So die provinsie van Mpumalanga self kan nie hierdie stappe begin neem nie en ook dit moet na die geografiese organisasie toe gaan. Daar moet die publiek moet ook genader word om hulle insette te lewer. So ek het net gewonder as hulle die Kruger Wildtuin se naam wil verander, hoe lank tot hulle besluit hulle wil die naam van die Kruger Rand ook verander? Dis interessant, die EFF lid wat die naamsverandering voorgestel het in sy toespraak verwys na Emalahleni as Witbank. Tydens sy toespraak. Toe dink ek, ja, dis nou die fokus wat 'n mens het op naamsverandering. Hoe belangrik is dit dan regtig vir jou? Maar dan moet ons praat oor nog 'n storie. Ons gesels gou vinnig oor die feit dat die Staatsveiligheidsdepartement gesê daar's nog niemand regtig voor stok
gebring oor die protes die so 'n paar jaar gelede nie. Ja, die onluste van Julie 2021, dit is iets wat in die parlement uitgekom het op 'n vraag van die DA wat gevra het, is enige van ons spioene al oor die vingers gerap oor die feit dat hierdie onluste die lewens geneem het van 354 mense en dit is net een van die grootste sekuriteits dit is een van die grootste intelligensiemmislukkings nog in Suid-Afrika. En net toe ek lees oor spioene, toe wonder ek, het ons ooit nog spioene in Suid-Afrika? Want wat gebeur het met die onluste in Julie, sou mens gedink het, as ons 'n staatsveiligheidsdepartement het en spioene, ergens moes iemand geweet het wat hier gaan gebeur. So daar's 'n groot leemte in ons intelligensie en basies is niemand nog oor die vingers gerap hieroor nie. 'n Leemte in die intelligensie en ek gaan ook gaan dit wys op die wetteloosheid tans in Suid-Afrika wat 'n groot probleem is, Dorien. Dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer al die koerantbesprekings en met 'n heerlike dag verder hê. Dis Dorien Loupsher, bly skakel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.